Goeiemôre aan almal en baie welkom vanoggend. Ek wil net sê dit is weer 'n ongelooflike voorreg om by julle te kan wees, al is dit op hierdie manier van kerk wees, is dit nog steeds 'n ongelooflike eer om vandag met julle te kan gesels en die woord van die Here met julle te kan deel. Ek hoop dat dit met elkeen van julle goed gaan en dat julle gesond is en dat julle warm bly in hierdie koue tye. En ek het selfs my heater op die oomblik aan en dit is lekker snoesig met my warm koffie. En ons gaan dan lekker saam sing vanoggend saam met Peri en Bernay weer en ons gaan net lekker gesels oor wat geloof is en wat die Bybel vir ons sê oor wat geloof is. So voordat ons dan nou gaan aangaan met die diens, gaan ons net open met gebed en dan gaan Peri en Bernay vir ons 'n liedjie sing en dan sal ons aangaan met die preek vir vandag. So skryp maar jou koffietjie en sit maar lekker op die bank en kry jou kombersie en dan kom ons sing saam met Peri en Bernay. Here, ons kom vandag na U toe om vir U net dankie te kom sê vir nog 'n wonderlike dag wat U vir ons gegee het. Here, dankie dat ons vanoggend kan opstaan en die voëls hoor sing, die wolke sien beweeg, die son sien skyn. Al is dit lekker koud buite, weet ons dat ons nog 'n oggend, nog 'n dag geleen is van U af. Here, gaan asseblief saam met almal wat in hierdie tyd 'n moeilike tyd het en dat U hulle net sal beskerm en dat hulle sal weet dat U altyd daar is en dat U hulle nooit verlaat het nie. Here, help ons om net weer vandag te besef dat U ons nooit verlaat nie. Al voel dit as U ver van ons af is dit nodig dat ons weet U verlaat ons nooit nie. U is altyd daar. Here, gaan asseblief saam met die mense wat honger is, saam met die mense wat koud kry, die mense aan die dood afstaan in hierdie tyd, gaan asseblief net en hou U hand van beskerming oor elkeen van ons. Ek vra dit nie om ons dit verdien nie, maar werklik omdat U groot en almagtig is. Amen. Na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. Heer, my rots net op U, vertrou ek en ek volg U elke dag. U aanbid ek, o Heer,
Ons lees dan vanoggend uit Hebreërs 11 vers 1 tot 13. Wat geloof is? Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daaroor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het nie ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word daar getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy 'n ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom 'n erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek. Omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was daarvan een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hy steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. So ons gaan dan nou vanoggend bietjie gesels oor wat is geloof. Nou soos ons in Hebreërs 11 vers 1 gesien het, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So wanneer ek en jy geloof het, dan glo ons in iets, ons is verseker daarvan, al kan ons nie altyd dit sien nie. Nou daar is dan twee verskillende maniere waar ons op iets kan fokus, en dit is dan as ons mens fokus op dit sit, of as ons meer op God fokus. Nou as ek dan praat van mens gefokus, dan bedoel ek, as jy op 'n stoel gaan sit, jy glo en vertrou dat daai stoel jou gewig gaan vat. As jy met 'n pen skryf, jy glo en vertrou dat die pen ink gaan hê en dat jy kan skryf. As jy in die oggend in jou voertuig klim, glo en vertrou jy dat jy van punt A tot by punt B sal kan uitkom sonder enige probleme. Maar as dit dan nou kom by om God gefokus te wees, dan gaan dit natuurlik meer oor om totale afhanklikheid van God te hê, om totale oor te gee aan God en te hoop en vertrou dat hy jou gaan veilig by 'n punt kry, om gehoorsaam te wees aan God oor die pad wat hy wil hê ons moet stap, laat ons luister en daardie pad dan volg. Nou, dit gaan dan in dieselfde sin dan ook nie oor hoeveel geloof ons het nie. Ek dink nie ons kan enigiemand sê, iemand het meer geloof as iemand anderste nie, maar in die geval kan ons dalk sê dit gaan meer oor wat 'n tipe geloof jy het. Nou, as ons in die Bybel kyk, is daar verskillende verse wat dan vir ons verskillende uitbeeldings gee van hierdie tipe gelowe waarvan ek dan, of tipe van geloof wat ek dan nou van praat. Nou, ons lees en julle kan maar die tekste gaan oplees. Hebreërs 12 vers 2 praat hulle van die skrywer van geloof. Efesiërs 2 vers 8 gaan oor reddende geloof.
Galasiërs 2 vers 20 oor heiligende geloof. Efesiërs 6 vers 16 verdedigende geloof. 1 Korintiërs 12 die geskenk van geloof. Galasiërs 5 vers 22 die vrugte van geloof. Romeine 10 vers 17 die vlak van geloof. En dan laastens Matteus 17 vers 20 verhoogde geloof. Ons beweeg dan ook verder aan net om bietjie te fokus op vers 8 in Hebreërs 11. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het, om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Nou om dan geloof te hê, beteken dit ook dat ons volle vertroue moet hê. Die twee gaan hand aan hand saam. Sonder geloof sal jy nie kan vertrou nie en sonder vertroue sal jy nie kan glo nie. Nou, om net bietjie te fokus op die Griekse woord dan, in hierdie geval sien ons is pistes, wat dan beteken om so vas te glo in iets en so verseker te wees dat iets gaan gebeur. Nou, ek wil net met julle 'n verhaal vertel. Ek het onlangs 'n Amerikaanse televisiereeks gekyk met die naam van Expedition Impossible. Nou hierdie is 'n televisiereeks wat in 2011 gebeur het, en vir die van julle wat dalk Amazing Race ken, dit is baie dieselfde, maar in die terme van hulle los nog steeds probleme op en hulle reis nog steeds oor, in hierdie geval reis hulle oor Marokko, maar dit is bietjie meer ingewikkeld sal ek sê. Die naam sê dit alles, dit is Expedition Impossible. Hulle reis oor woestyne, oor berge, oor riviere. So dit is baie gevaarlike situasies waarin hulle vasgevind word en waar hulle baie gevalle kan baie seer kry, en as hulle sekere goed dalk nie reg doen nie, gaan hulle dalk baie seer kry en dit gaan nie so goed uitdraai nie. Nou in hierdie groep, daar's 13 spanne, waarvan elke span dan 3 lede in het, van elke span. Nou daar was een span wat vir my ongelooflik uniek was en baie spesiaal was, en te midde van hulle omstandighede het hulle baie ver gevaar in die televisiereeks. Ek sal nou nie vir julle sê hoeveelste hulle gekom het nie, julle kan maar self gaan kyk, maar wat hulle so uniek gemaak het, is dat een van hulle spanlede 100% blind is, en hulle het geen spesiale vergunning gekry nie, hulle was dieselfde hanteer soos enige ander span, en terwyl hulle gereis het nou in Marokko, is daar soveel omstandighede waar hulle self bevind het, wat hulle gevrees het, en waar hulle bang was, want hierdie ou kan niks sien nie, so hulle het baie omstandighede wat hulle op mekaar soveel moet vertrou, en glo dat hulle veilig daar gaan uitkom, anders gaan dit 'n baie negatiewe impak gehad het op hulle. Nou wat vir my die meeste uitgestaan het van hierdie groep is, daar was een oomblik wat hulle van 'n kraans afgespring het. Nou ek weet nie van die van julle wat dalk al van 'n kraans afgespring het, of gesien het hoe mense van 'n kraans afspring nie, maar as jy afspring, dis baie ver af voordat jy die water tref. En jy moet op so 'n spesifieke manier spring, of versigtig wees, dat jy nie teen die rotse vasval, of teen 'n rots in die water vasval nie. Nou hierdie broer het soveel vertroue gehad, dat hy sal veilig wees, en dat hy veilig onder sal uitkom. En dit is vir my dieselfde vertroue wat ons dan in God moet hê, dat alhoewel ons niks kan sien nie, al kan ons nie die pad vorentoe sien nie, al weet ons nie wat die planne van wat God wil van ons verwag nie, al kan ons dit nie sien nie, dat ons volle sal glo en vertroue in God sal hê, dat hy ons veilig daaronder sal uitkry, en dat hy ons veilig sal bewaar, en daar sal wees om ons te beskerm teen die rotse, en teen die water, en teen enige ander uitdagings wat op ons pad mag wees. Dit is die tipe vertroue wat elkeen van ons moet hê. Soos ek vandag vir jou vra, is jy bereid om van die kraans af te spring? Sal jy kan spring vandag, of sal jy nog bietjie veilig speel en terugstaan? Nou, as ons kyk na vers 8, dan het ons gesien dat Abraham self so in God geglo het,
dat hy, toe God gevra het dat hy moet wegtrek na 'n ander plek toe, het hy dit gedoen. Hy het nie geweet wat die pad vorentoe gaan uitlê nie. Hy het nie geweet wat daar gaan wag vir hom op sy nuwe pad nie. Maar omdat hy vir God gehoorsaam het en omdat hy in God vertrou het, het hy gedoen wat God van hom gevra het, sonder enige probleme. Nou ek dink as God vir elkeen van ons vandag vra om na 'n vreemde plek toe te trek, dan sal ons bietjie huiwerig wees en nie altyd weet as ons dit moet doen of as ons dit nie moet doen nie. So ek dink in sekere omstandighede twyfel ons soms in God of twyfel ons dalk in die planne wat God vir ons het en ons is dalk onseker en ons is bevrees vir die pad vorentoe wat ons nie weet wat dit behels nie. Nou ook dan om in God ten volle te kan vertrou, is dit nodig dat ek en jy ons eie planne op sy sit. Ons planne kan nie op die voorgrond speel nie, want op die einde is dit God se plan en God se plan vir ons lewe, wat alreeds uitbeplan is, en ons moet seker maak dat ons op daai pad onsself bevind en op die regte pad bly. Nou God wil hê ons moet vir sy wysheid vra, en die manier hoe ons dit kan doen is om deur te bid, om met hom te praat, om in kerk toe te gaan en te hoor wat God vir ons sê. Op hierdie maniere soek ons sy wysheid uit om te weet as ons nog op die regte pad is, of as ons dalk die pad begin byster raak. God wil ook hê dat ons na hom toe moet gaan, want hy kan soms goed op ons pad sit wat vir ons onmoontlik sal lyk, maar as ons met God se hand langs ons en met ons hand in God se hand loop, dan gaan ons soveel goed kan bereik wat ons nooit voorheen gedink het is moontlik nie. So dan beweeg ons aan om te vra, maar hoe vertrou ons in iets? Wat sê die Bybel vir ons oor as ons nie iets kan sien nie, hoe kan ons daarin vertrou? Ons lees dan in Romeine 10 vers 17, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Soos ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons net weer dat die Bybel soos ons instruksieboek is vir die lewe, en dit hou ons op die regte pad. Dit wys vir ons die pad vorentoe en wat God van ons al wil hê. Dieselfde met prediking. Daar's baie keer wat ons in 'n preek sal hoor dalk wat soveel vir ons beteken en wat God se plan vir ons is, dat ons daai pad moet volg. Spreuke 3 vers 5. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Nou God het reeds elkeen van ons se paaie al uiteengesit nog voordat ons self geweet het wat ons eie planne is. Nou dit is net ons taak om dan in lyn te bly met hierdie pad wat God vir ons uiteengesit het, om op dieselfde pad te bly wat hy dan vir ons wil hê en nie ons eie paaie te volg nie, om nie op ons eie insig te staat te maak nie, maar eerder om God te vertrou en sy plan dan te volg. Nou God wil dan ook hê ons moet erkenning vat dat hy vir ons die pad uiteengesit het en dat ons elke dag saam met hom hierdie pad moet loop en nie op ons eie dit wil doen nie. Nou om dan ten volle vertroue in God oor te gee, beteken dit dan dat ons moet volle mag en net alles aan hom oorgee. Elke duimbreedte van ons lewe moet ons hom betrokke hou in ons besluite en ons betrokke hou in ons gebede, om saam met hom die pad te kan stap en op die regte pad te kan bly. Nou dis dieselfde soos met die broer wat ek vir julle van vertel het, wat van die kraans afgespring het. As hy nie volle geglo het en vertrou in sy vriend om hom veilig te kry nie, sou hy nie veilig die water gehaal het nie, en hy sou dalk baie seer gekry het. So wanneer hy dan volle vertroue oorgegee het, is dieselfde met hoe ons dan ons volle vertroue en geloof moet oorgee aan God, en vertrou dat hy ons veilig sal hou. So wanneer ons dan God bevraagteken, of dan eerder dinge onsself op ons eie manier wil doen, op daai manier dan wys ons net vir God, ons het nie daai volle vertroue in hom nie, dat ons onseker is oor die pad wat hy dan vir ons wil op hê moet ons loop. Nou ons sien in Eksodus 17 vers 7, dat die Israeliete ook nie heeltemal vertrou het in God nie, dat hulle ook onseker was. Ons sien in die einde van vers 7, waar hulle gevra het, is die Here by ons of nie? So as ons dan daai onsekerheid het, of nie heeltemal daai vrese het om
te doen wat God van ons vra nie, dan wys dit net ons het nie daai volle vertroue in God nie. En dit is op die einde van die dag wat die Here nie van ons wil hê nie. Hy wil hê ons moet heeltemal oorgee aan God en heeltemal oorgee aan ons daaglikse lewe en dit in sy hande sit dat hy ons veilig sal hou. So waarop dit als dan neerkom, is dat ons vir God met ons lewe moet vertrou. As Christene, en as ons as Christene wil lewe, as ons nie in God vertrou nie, dan lewe ons nie die lewe van 'n Christen nie. Nou ons moet dit ook nie sien in hierdie manier dat dit 'n opoffering is wat ons moet maak nie, maar dat ons eerder moet sien as 'n gehoorsaamheidsles. Dat as God van ons iets vra, is dit nie iets wat ons moet doen as 'n opoffering nie, maar dat ons net gehoorsaam moet bly aan hom. En dit as 'n manier van dankie te sê aan God om net gehoorsaam te bly aan hom dan. So om dan God deel te maak van jou daaglikse lewe en God deel te maak van jou besluite en jou aksies, is dan 'n manier ook hoe jy meer vertroue kan opbou en weet dat die Here daar sal wees vir jou en dat jy glo en vertrou in wat hy vir jou dan doen. Nou waar is jou geloof, jou vertroue, veral in moeilike omstandighede soos waarin ons onsself nou bevind? Ons probeer so vashou aan hierdie hoop, dat ons soms sukkel om gehoorsaam te bly, dat ons soms nie heeltemal weet wat se kant toe ons moet gaan nie. Nou, die een belangrike woord wat ek nog die hele tyd herhaal, is hierdie geloof, hierdie vertroue, dat al is dit soms moeilik en hoe jy soms voel dat God nie daar is nie, veral in hierdie tye wat jy dalk honger is, of as jy koud kry, in daai moeilike omstandighede, as jy siek om jou sien, as jy mense om jou sien wat doodgaan, in daai omstandighede is dit soms moeilik om aan daai hoop vas te hou, en aan daai vertroue vas te hou, dat God daar is vir jou. Maar dit is nodig om daai geloof en daai vertroue aan te hou, want sonder dit sal dit baie donkerder voel, en dit is net God wat vir ons die lig gaan bring, om deur hierdie moeilike tye dan te kan kom. Nou in hierdie tyd van COVID-19 is ek seker ook elkeen van julle het al iewers te gehoor van fake news, of waar julle op die televisie of op die nuus gesien het, dat daar fake news omgaan. Nou elkeen van ons se eie interpretasies verskil ook, en die omstandighede waar ons onsself bevind, kan dalk hierdie fake news dan beïnvloed. Nou ek is seker julle gaan almal vir my vra, wat het fake news nou te doen met geloof en vertroue? Maar as ons dan 1 Petrus 1 vers 7 tot 8 lees, dan sien ons, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel van die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met die onspreeklike en heerlike blydskap. So wanneer ons dan praat van fake news, is dit belangrik dat jou geloof nie vals moet wees nie. Dat jou geloof so eg moet wees, dat dit enige toets kan weerstaan. Selfs in hierdie tye van hierdie siekte, of hierdie virus, dat jy getoets kan word, en dat jy nog steeds gelowig sal bly, en kan vertrou in God, dat hy selfs 'n plan het met enige slegte omstandighede waarin jy jouself daar kan bevind. Dit is belangrik dat ons hom nooit moet bevraagteken nie. So net soos ons nie fake news wil hoor deur die dag nie, maak ook seker dat jy dan nie valse gebede vir God sê nie, dat jy nie valse dankbaarheid vir hom toon nie, maar dat jy eerder met egtheid en met nederigheid na die Here toe kan gaan en vir hom dankie sê, en vir hom kan bid en vir hom hulp vra en vir krag kan vra in hierdie moeilike tye. Deel met God jou vrese, jou bekommernisse, maar moenie net altyd op die negatief fokus nie, maar fokus ook op die positiewe. Sê vir hierdie Here dankie, dat al is dit dalk 'n moeilike dag en daar's moeilike omstandighede waarin jy jouself bevind, dat daar nog steeds dankbaarheid is, dat jy nog steeds vanoggend kon opgestaan het, dat jy nog steeds die Here het en dat jy nog steeds asem kan haal. Deel met hom jou dankbaarheid ook. En deel jou liefde. Deel jou liefde met God, deel jou liefde met die mense om jou, en sê net vir hom elke dag dankie.
So my gebed vir elkeen van julle vandag is dat jou geloof sal sterk wees en dat jy sal vashou aan die vertroue en die geloof wat jy in God het om jouself deur donker en moeilike tye te kan deurkry. Al kan jy hom nie altyd sien nie, al weet jy nie altyd dat hy daar is nie, dat jy kan vasglo en vas vertroue kan hê dat hy altyd daar is, dat hy altyd langs jou is en jou beskerm teen enige slegte dinge in jou lewe. Hulle sê altyd dis nie as jy 'n Christen is dat dinge vir jou die maklikste gaan of dat jy die beste lewe gaan hê nie, maar dit is daai situasies wat jou geloof toets en seker maak dat selfs in die moeilikste tye dat jy nog steeds kan sê jy glo in God en dat jy vertrou in God. So my gebed van julle vandag is dat in hierdie moeilike tye hou net vas aan daai hoop. Hou vas aan daai vertroue in God dat hy jou nie laat gaan nie. Ons sluit dan af met gebed. Here, dankie vir die wonderlike dag wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons 'n warm bed het, 'n warm huis het en dat ons klere het om te dra en kos om te eet. Here, dankie vir die liefde wat U elke dag vir ons wys en elke dag ons omhuls met U warmheid en U liefde en dat U ons elke dag beskerm. Here, gaan asseblief saam met die mense wat nie so bevoorreg is nie, wat koud op straat slaap, wat dalk nie kos in hulle maagies het nie. Gaan asseblief saam met elkeen van hulle en dat hulle net kan vashou aan die hoop dat U daar is. Dat hulle weet U verlaat hulle nooit nie, dat U altyd daar is. Here, ek vra dit nie om ons dit verdien nie, maar omdat U werklik groot en almagtig is. Amen. So mag elkeen van julle 'n ongelooflike geseënde week vorentoe hê en mag julle beskerm word en volle vertroue en geloof in die Here hê dat julle van daai kraans kan afspring met toe oë en weet dat die Here jou sal veilig hou. Mag julle 'n ongelooflike dag verder hê en mag julle warm bly. Trek maar daai ekstra baadjie aan en hou maar daai kombersie naby en wees net versigtig en wees veilig. Sien julle gou hopelik weer. To the river I am going, bringing sin I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. And I am going to that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Come and join
find life beyond compare. He is calling, He is waiting. Jesus longs to meet us all there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you